weer saam met u te kan wees, en dis die tweede keer wat ek saam met, dat ons mekaar sien in hierdie medium, kom ons sê so. Dit is vandag 7de Sondag in Koninkrykstyd, en die vorige keer wat ek dit saam met u gedoen het, was ons nog in lydenstyd, en was eintlik die naweek waarop die aanvanklike Grendeltydperk begin het. Maar kom ons raak stil. Luister tog na my, Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is u getroue dienaar. Red my, want u is my God, op u vertrou ek. Wees my genadig, Here, ek roep die hele dag deur na u. Maak my bly, Here, ek hunker na u. U is goed, Here, u vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na u roep om hulp. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, praat met ons deur die woord. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons lees volgens saam met Genesis 21 vanaf vers 8 tot 21. Die vertaling wat ek gaan gebruik is wat op die Bybelgenootskap se webwerf beskikbaar is. Dis ek dink fase 3 of so iets van die nuwe direkte vertaling wat dalk nog na die einde van die jaar toe vir jaar gaan uitkom. Die kind, en die kind hier verwys na Isak wat in die eerste paar verse van hierdie hoofstuk gebore is, het gegroei en is gespeen. Abraham het op die dag toe Isak gespeen is 'n groot feesmaal gehou. Sara sien toe dat Hagar, die Egiptiese vrou se seun, wat sy vir Abraham in die wêreld gebring het, spottend lag. Sy het vir Abraham gesê: "Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun, saam met Isak erf nie." Maar die saak was heeltemal verkeerd in Abraham se oë, omdat dit sy seun was. God het egter vir Abraham gesê: "Laat die saak van die seun en jou slavin nie verkeerd wees in jou oë nie. Alles wat Sara vir jou sê, luister na haar. Want daar sal na jou nageslag met die naam van Isak verwys word. Maar ook die seun van die slavin sal ek tot 'n nasie maak, omdat hy jou nageslag is." Abraham het die môre vroeg opgestaan. Hy neem toe brood en 'n sak water en gee dit vir Hagar. Hy het dit op haar skouer gesit en ook die kind en haar toe weggestuur. Sy het vertrek en in die woestyn van Beerseba rondgedwaal. Beerseba terloops is daar heel in die suide van Juda of Israel. Toe die water in die sak opraak, het sy die kind onder een van die struike neergesit. Sy loop toe en gaan sit aan die ander kant, so ver weg as wat mens met 'n pyl kan skiet. Want sy het gedink: "Ek wil nie die dood van die kind aanskou nie." Terwyl sy so daar sit, het sy hardop begin huil. God het die seun se gehuil gehoor. Toe roep die engel van God na Hagar uit die hemel en vra vir haar: "Wat is fout, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die gehuil van die seun daar waar hy is gehoor. Staan op, tel die seun op en hou hom styf vas, want tot 'n groot nasie wil ek hom maak." God maak toe haar oë oop en sy sien 'n waterput. Sy loop toe, maak die watersak vol en laat die seun drink. God was met die seun en hy het opgegroei. Hy het in die woestyn gewoon en hy het 'n boogskutter geword. Hy het in die Paran-woestyn gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Ons lees net tot sover. Ek het 2 jaar gelede op 18 Julie, toe die lewe nog was soos wat dit destyds was, en ons mekaar nog van aangesig tot aangesig in 'n kerkgebou kon sien, oor die begin van die Abraham verhaal daar by in Impala Park gepreek. En die Abraham verhaal begin in Genesis 12, waar die Here vir Abraham in die vreemde roep, en Abraham dan alles net so los en die vreemde intrek. Daar gaan hy.
Nou, in die eerste helfte van Genesis 12, en dit was juist dink ek die punt van daardie preek, is Abraham baie voorbeeldig. Hy glo onwrikbaar in die Here, in die vreemde God, en hy doen alles wat die God van hom vra. Maar dan in die tweede helfte van daardie hoofstuk in Genesis 12, beland hulle weens 'n hongersnood in Egipte. En daar voel Abraham skielik bedreig, en om uit die moeilikheid te kom, lieg hy dan, en hy verloor amper vir Sarah. Die voorbeeldige Abraham maak plek vir die ruggraatlose en die twyfelende Abraham. Maar Abraham kry uiteindelik in daardie storie sy vrou terug, want die Here het ingegryp, en saam met 'n klomp geskenke van die farao, wat slawe en slavinne insluit. En dit is daar waar Sarah aan Hagar, die Egiptiese slavin, gekom het, wat uiteindelik by Abraham 'n kind gehad het. Waarom het Hagar 'n kind by Abraham gehad? Wel, omdat Sarah en Abraham nie meer geglo het dat sy dit kan doen nie. Want sy was al by die 90 en so in hoofstuk 6 besluit Sarah, maar sy gaan nou 'n plan maak, en sy sê vir Abraham om by haar slavin te slaap, sodat hy by haar vir hom of vir hulle 'n erfgenaam kon verwek. Nou, hoewel dit vir ons vandag eties twyfelagtig klink, om die minste te sê, of om dit sagkens te stel, was dit destyds normale praktyk. Dink maar net aan Jakob, wat 4 seuns by 2 slawevroue gehad het. En die eindelike probleem met die verhaal van Sarah en Abraham in hoofstuk 16 is dat Sarah en Abraham nie meer in God se belofte geglo het, dat hy vir hulle 'n kind gaan gee nie. Nou, ek dink nie 'n mens moet hulle te kwaadlik neem nie, hulle was albei al baie oud gewees, en God se belofte aan 'n nageslag wou net nie waar word nie. En daar in hoofstuk 16, toe Hagar uiteindelik swanger geword het, was dit die begin van spanning tussen Sarah, die eienaar van die slavin, en Hagar, want sy het op Hagar begin, want Hagar het op Sarah begin neersien, en omdat sy wat Hagar is kan swanger word, en Sarah nie swanger kan word nie. En dit gebeur ook op ander plekke in die Ou Testament. Dink maar aan Samuel se ma Hanna, wat gespot word deur die tweede vrou, omdat sy by die tweede vrou se kind in die wêreld kan bring, maar nie Hanna nie. En in daardie wêreld is 'n vrou se waarde ongelukkig gemeet in hoeveel kinders sy vir haar man kan gee. Dit was 'n uiterste patriargale wêreld. Maar terug by Hagar en Sarah, die plan werk toe nie so lekker nie, want dit lei tot spanning. En uiteindelik maak Sarah die lewe vir Hagar onhoudbaar en sy vlug. Maar God stuur haar terug. Daar in die woestyn iewers ontmoet God die slavin, en hy praat met haar, en hy maak 'n belofte ook aan haar, en dis duidelik dat Sarah of Abraham nie geweet het van hierdie belofte nie. Hy beloof dat ook sy 'n groot nageslag gaan hê, en sy gee vir God 'n naam. Sy noem hom El Roi, die God wat my sien. God laat hom nie afsit deur mensgemaakte reëls oor slawe en vrouens wat minder waarde het nie. Hy sien wie hy wil sien, en hy maak beloftes aan wie hy beloftes wil maak. Nou, ons lees vanoggend hierdie teks omdat dit in die algemene leesrooster voorgeskryf is, en omdat dit in baie kerke vandag oor die wêreld gelees word, en daaroor gepreek word, daaroor nagedink word. Maar ek is deeglik bewus van wat ook om ons in hierdie wêreld aan die gang is, behalwe vir COVID-19. Ek meen, hierdie afgelope week, en hierdie opname word op 'n donderdagmiddag gemaak, so dit was eintlik gisteraand, het die president baie hard gepraat oor geweld teen vrouens in ons land. En ek dink daardie donkerte in ons land is nog deel van die nalatenskap van patriargie, en die idee dat vrouens eintlik aan mans behoort, 'n idee wat ook baie sterk in die Bybel na vore kom. Ek dink gelukkig begryp ons as kerk, of begin ons al hoe meer te begryp vandag, dat die idee dat 'n vrou die besitting van 'n man kan wees, is eenvoudig teenstrydig met die evangelie. 'n Evangelie waar almal voor God gelyk is.
En mens sal dieselfde kan sê van slawerny. Ons lees in hierdie teks van 'n slavin in 'n wêreld waar dit normaal was om slawe en slavinne te hê. Maar ons lees dit in ons wêreld vandag waar mense net laasweek standbeelde van slawehandelaars begin vernietig het. En toe dit gebeur, toe wonder ek by myself, maar hoekom is dit ons al lankal dit gedoen nie? Maar die probleem is heel waarskynlik dat ons as kerk ook maar eers 200 jaar terug begin verstaan het, dat ook slawerny nie sin maak in die lig van die evangelie, wat sê dat almal voor God gelyk is nie. Nou, dis 'n bietjie van 'n ompad, maar ek voel ek moet dit sê, want dis wat in ons wêreld ook aan die gang is. Nou, ek reik nou onnodig die storie uit, en eintlik is dit klaar 'n uitgerekte storie, as jy daar nou in Genesis 12 begin lees, waar God die belofte maak dat hulle 'n groot nageslag gaan hê, dan vat dit 9 hoofstukke om waar te word. Uiteindelik, nadat Abraham gelag het in Genesis 17, en in die volgende hoofstuk in Genesis 18 lag Sara ook, uiteindelik in 1 hoofstuk 21 word Isak gebore. Wat beteken Isak, of dan nou die Hebreëse term Yitzchak? Wel, dit beteken hy het gelag. So, te midde van al die deurmekaarheid en die onsekerheid en die spanning in die storie, is die storie ook nog vol humor. God verwyd nie vir Abraham en Sara oor hulle nie meer glo nie en oor hulle vir hom lag nie. Maar wat doen God? Hy lag terug. Hy lag soort van in sy mou. En dis nie 'n gemeene lag nie. Dit is die lag van 'n God wat vreugde daarin vind om mense te verras met goeie gawes. 'n God wat net soveel vir Abraham en Sara sorg as vir die slavin wat 'n slagoffer word van omstandighede buite haar beheer. Nou, as 'n mens die verhaal van Genesis 12 af lees, dan gaan dit veral oor hierdie opbou van twyfel en spanning rondom God se belofte van 'n nageslag aan Abraham en Sara. God bevestig dit herhaaldelik, maar vir Abraham en Sara word dit al hoe moeiliker om te glo. En dan uiteindelik, na lang gewag, in Genesis 21, in die eerste paar verse van die hoofstuk, ons het mos eens vanaf vers 8 gelees, word Isak gebore. Uiteindelik is die belofte vervul, en 'n mens sou dink dat beide Abraham en Sara nou sal ontspan, want Isak is gebore. Die belofte is vervul. Nou, dit lyk of Abraham begin te ontspan, en Abraham weet ook nie, gelukkig nog nie wat vir hom voorlê in die volgende hoofstuk nie, want in 22 gee die Here weer opdrag vir hom om vir Isak te gaan offer, so dan is alles weer in gedrang. Maar in hierdie storie in Sara sit daar duidelik nog 'n stuk angs, en dit kom veral na vore in die teks wat ons vandag gelees het. Die fees is nog aan die gang, daar waar God gedank word vir die gawe van 'n seun. En Sara sien hoe Ismael, en Ismael se naam beteken iets soos God wat hoor, hoe Ismael lag. Nou, dis dieselfde Hebreëse woord wat in die naam Yitzchak sit, en die woord kan ook speel beteken, en eintlik die Griekse vertaling vertaal dit met speel, en sit dan sommer by speel met Isak haar seun. Maar hierdie spelery of laggery van kinders wat vir my altyd 'n baie mooi geluid is. Ons bly langs 'n naskool en dit is altyd vir my mooi, maar daar, wanneer jy die kinders se speelgeluide hoor, hoewel dit is nou van die Grendeltyd af het dit nog nie gebeur nie, en as hier agter my is 'n parkie, Zita parkie, en in die somer, daar's 'n swembad en alles, dan word baie mense daarna toe aangery, maar dan, as jy van hier af luister, is ver genoeg dat dit jou nie regtig pla nie, maar dan hoor jy die ver langs die geluid van kinders wat speel en pret het, en met verbeelding klink dit vir my altyd soos die geluid van die strand, soos die kinders wat daar speel en duidelik hulle self geniet. Maar hierdie geluid van spelende kinders ontketen duidelik 'n stink angstigheid by Sara. Selfs 'n goeie stuk ou menslike jaloesie. En dis te maklik om vir Sara nou hier te veroordeel. Sy sit by 'n fees wat gedenk dat God se belofte tog waar was. 'n Fees wat gevier word oor die gawe, die geskenk wat God vir hulle gegee het.
En daar te midde van hierdie stuk genade oorweldig haar angs en haar jaloesie haar. Sy klaar met die spreekwoordelike witbrood onder die arm. Nou, dit klink erg as ek dit so sê, maar ons hoef nie te ver in ons eie lewens te gaan kyk om iets daarvan te begryp nie. Ek meen, ek het al hoeveel keer in my lewe ervaar dat ek vir my sê, maar as net hierdie ding kan reg uitwerk, as hierdie worry net uit my lewe sal verdwyn, dan sal my lewe net beter wees, maar dan verdwyn dit en die angs sit nog daar. Soms is die angs in ons lewe so oorweldigend dat ons God se goeie gawes nie meer kan sien nie. En dit gebeur ook met Sarah. Sy sit daar by hierdie fees waar alles wat God vir hulle beloof het waar geword het. Maar dit maak nog steeds hierdie angstigheid in haar los. En Sarah haal haar angstigheid weer op Hagar en Ismael uit. Hulle moet weg daar in die woestyn in. En die keer lyk dit daarom asof Abraham 'n slag 'n ruggraat ontwikkel het. Die mooi Hebreëse uitdrukking, dit was nie goed in sy oë nie, maar God sê vir hom, ontspan, laat hulle gaan Abraham, ek sal vir hulle sorg. God verwyd nie vir Sarah of vir Abraham nie. Hy verstaan en hy hou aan sorg vir Sarah, vir Abraham en ook vir Hagar die slavin en haar seun Ismael wie se spelery met sy jonger broers soveel angstigheid by Sarah ontketen het. Toe ek 2 jaar gelede daar by u oor Genesis 12 gepreek het ek vir u iets probeer vertel van Judas se ballingskap en die trauma wat hulle beleef het en hoe hulle weggevoer is daar na die vreemde toe. En op die kaart wat jy nou sien jy die roete wat hierdie mense gevolg het. En ek het vir jy destyds probeer verduidelik dat die Abraham verhale waarskynlik in hierdie tyd van ballingskap oorgewerk is en opnuut aan die ballinge vertel is om aan hulle hoop te bring te midde van hulle angstigheid. Te midde van hulle stryd om te glo en te midde van hulle worsteling met hulle eie ontrouheid aan God. En as jy op die kaart kyk, sal jy sien dat hulle het aan die linkerkant by Jerusalem begin en dan gaan hulle op na Ribla toe, op na die rivier toe en dan kom hulle af in die Eufraat en dan het die Babyloniërs, die krygsgevangenes dan daar in 'n klomp dorpies rondom Nippur gevestig. En daai deel daar waar hulle gevestig word of gevestig is, staan ook bekend as Oer van die Galdeërs, waar Abraham dan nou vandaan gekom het. En Abraham se pad begin daar, gaan op met die rivier tot daar heel bo by Haran en dan kom hy af in Kanaan aan en uiteindelik is Abraham se roete 'n spieelbeeld van hulle roete en soos wat hulle op die eind in 'n plek van groot onsekerheid en 'n vreemde plek hier aan die regterkant van die kaart opeindig, so eindig Abraham en Sarah aan die ander kant van die kaart op in Kanaan, in 'n plek waar hulle ook vreemdelinge is. En in hierdie konteks word Abraham en Sarah aan hulle voorgehou as voorbeelde van mense wat self ook in die vreemde was, self ook gesukkel het om te glo, self gesukkel het met angs soos hulle. Maar op die ou end verseker die verhaal hulle dat God getrou sal bly, dat hy sy belofte sal hou, selfs sal glo hulle dit nie meer nie. Maar vandag word hierdie verhaal ook aan ons vertel, in die jaar 2020, te midde van ongekende omstandighede, te midde van ongekende onsekerheid en angs. Vandag is ons Sarah, is ons Abraham, is ons Hagar, is ons Ismael. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood
En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Ek nooi almal ook nou uit om saam met my en my 2 dogters ons geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is aan die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Almagtige Vader, dankie vir hierdie oggend waar ons deur middel van tegnologie bymekaar kan wees as gelowiges. Met elke dankoffer sê ons dankie vir die seun wat vir ons sondes gesterf het. Ons sê dankie dat ons in hierdie moeilike tyd nog steeds kerk kan wees en kan weet waar ons hulp vandaan kom, want sonder U is ons verlore. Help ons om ons geloof te kan behou en nie moed te verloor nie en altyd op U te kan vertrou. Tot U eer bid ons dit alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die krag en gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly. Amen.
So